Vlam 60, die liefdeslied vir my, dit is ons Danny Boy se wysie, julle ken dit mos almal. Ons sing die eerste vers daarvan, Vlam 60, die liefdeslied vir my. Die liefde kleur, die blauw helder hemel, die goedheid reis, die dag breek oor die see, die almag blink en maanlig oor die berge, die skoonheid van die skepping sleer my neer, die glorie sprei het vlerke van 'n arend, genade streef met wolke hoogheid vry, die skepping self verhoog gewone sterveling, die Skepper God se liefdeslied weer klink vir my. Baie welkom vanmôre, is baie lekker om almal van julle te sien. Ons kry vandag so 'n bietjie bederf, lyk dit vir my voor die oordentlike winter, ons so 'n bietjie later vandag en van môre af begin vat. Maar is lekker om almal van julle te sien. Broers en susters, ek hoop dis 'n baie mooi dag en mag die Here se genade vandag met ons wees. Sluit af met vonk 180, wees genadig Heer, is die Kumbaya liedjie. Willemien gaan die eerste versie vir ons speel op die klavier, ons gaan nie saam sing nie, so 'n bietjie hoër toonhoogte, so 'n bietjie verwerking is pragtig, en dan val ons in by vers 3 en vers 4 ten slotte. My bid, o Heer, meer en meer, leer my bid, o Heer, meer en meer, leer my bid, o Heer, meer en meer, o Heer, meer en meer, leer my leef, o Heer, tot U Heer, leer my leef, o Heer, tot U Heer, leer my leef, o Heer, tot U Heer, o Heer, tot U Heer. Terwyl ons so sit, kom ons buig die hoofde. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied saam tot eer van die Here vanmôre, lied 442, vers 1 en vers 2. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Lied 442, vers 1 en vers 2.
Ons Pinksterreeks tema waarmee ons verlede week begin het, was die evangelie in die poorte. En verlede week sal jy onthou het ons begin met die skaappoort. En so het ons in hierdie week rondom die muur van Jerusalem het ons so 'n bietjie gereis uit die boek Nehemia uit. Toe Nehemia teruggekom het uit Babelonië uit die tweede ballingskap uit en die muur herbou het in 52 dae, het ons so 'n bietjie by die verskillende poorte het ons gaan stil staan om juist te kyk hoe hierdie poorte, en dis wonderlik hoe hulle rondom Jerusalem gerangskik is, om ook iets van ons geloofsreis te verbeeld, oor hoe ons in ons geloofsreis in hierdie lewe groei, en hoe ons nodig het om by hierdie verskillende poorte aan te doen. Nou ons het vanoggend begin, en met 'n pelgrimslied eintlik. Toe ek die fotum uitgespreek het ek die bekende psalm, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, het ek vir u aangehaal. Nou dis 'n pelgrimslied, en hoekom ek daarmee begin het vanmôre is die poort waarna ons kyk, die Fonteinpoort, was die poort gewees waardeur die pelgrims Jerusalem binnegekom het. Dit was die poort waarop die pelgrims, wanneer hulle op reis was, Jerusalem ingegaan het en daarvan verder na die tempel gereis het. En so in hierdie gebeurtenis en in hierdie tradisie speel hierdie poort 'n belangrike rol. 'n Deel ook van hierdie poort wat belangrik is, was 'n viering van 'n fees, die Hittefees. En ons gaan later in die preek daarby kom, maar by die Hittefees is 'n teksgedeelte gelees. En ek wil daardie gedeelte vir u lees. Ons lees dit gereeld en ons vergeet dit eintlik so bietjie. Maar hier is die teksgedeelte wat gelees is by die poort, by die Fonteinpoort tydens die Hittefees. En dit is die wet. Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Nou ek wil hê daar waar jy sit vanmôre, broers en susters, moet jy jouself indink vanmôre, jy is 'n balling. 70 jaar gelede is jy of jou voorouers weggevoer uit jou tuisland uit, gedwonge na Babelonië toe. Jy keer terug. Jy staan in die Fonteinpoort. Die majestueuse muur rondom Jerusalem is so pas voltooi. Jy vier die verlossingswerk uit Egipte uit en uit Babelonië uit. En dan staan Nehemia of Esra voor jou en hulle lees vir jou hierdie woorde. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte en Babelonië uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag daarom naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, hierdie woorde is gelees as 'n feesviering. As 'n rede waarom ek en jy onsself aan die Here bind. Want hy is die God wat ons verlos het. Daarom leef ons sy gebooie uit dankbaarheid. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Ek wil vra, verbeel jouself vanmôre, jy staan by die Fonteinpoort.
En ons gaan later sien hoe dit hierby inpas. En jy dink vanmôre aan hierdie wet. Mag die Here vanmôre hierdie wet in jou hart diep inskryf. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Terwyl ons so sit, lied 260, die 11de vers. Ons skriflesing vanmôre kom uit Nehemia hoofstuk 3, vers 15. Ons gaan net die een vers lees, bladsy 513 in my Bybel. Nehemia hoofstuk 3, vers 15. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word. Ja, Here, dat ons U naam kan aanroep en U teenwoordigheid kan voel. Heilige Gees, dat ons vanmôre hier is, gevul met U. Here, dat U saam met ons leef, dat U die fontein is in ons binneste, wat lewe gee, wat hoop gee, wat geluk gee. As ons stil word vanmôre, dan doen ons dit in die naam van ons Here God. Ja, Here, ons word stil, want ons kan nie anders as om voor U te kniel nie. Wanneer U grootheid ons oorweldig, ek wil amper sê, Here, wanneer U grootheid ons oorrompel, Here, kan ons nie staande bly nie. En ons sien dit vanmôre weer in U beskikking om hierdie fonteintoring te bou, hierdie fonteinpoort. En Here, help ons vanmôre om die diepe rykdom van betekenis in hierdie fonteinpoort te ontdek vanmôre. As ons hierdie reis afsluit vanmôre by hierdie poort, Here, dat U ons harte sal vul en dat ons vanmôre hier sal uitstap, begeesterd, beheilige geesterd. Heilige Gees, soos die Gion fontein, die Siloam bad voed, wil ons vra, Heilige Gees, dat U ons harte sal voed. Borrel in ons vanmôre, in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Nehemia hoofstuk 3, vers 15. Die fonteinpoort is herstel deur Salun, seun van Kolgose en gesagvoerder van die stadswijk Mispa. Hy het die poort herbou, die dak opgesit, die deure, skaniere en sluitbalke ingesit, en verder ook die muur van die kanaaldam herbou, van die koningstuin af, tot by die trappe wat uit die Dawidstad kom. Ons skriflesing vanmôre net so ver. Nou broers en susters, soos ek reeds gesê het, ons sit vanmôre en ons sluit vanmôre, ons reis rondom die muur van Jerusalem, sluit ons vanmôre af. Ons het by die verskillende poorte, het ons 'n bietjie stil gestaan en gesien hoe ons geloofsreis deur hierdie poorte beïnvloed. Byvoorbeeld verlede week het ons begin met die skaappoort. Die poort wat wys waar die offerlammers in Jerusalem ingekom het en toe tempel toe gegaan het en waar ons geloofsreis in hierdie lewe begin. En dit is by Jesus Christus, ons offerlam. En so het ons om hierdie muur gegaan en vanmôre kom ons by die fonteinpoort. En my gebed is dat die Here vanmôre hierdie fonteinpoort in ons harte sal laat borrel. Dat hierdie poort vanmôre iets in ons sal wakker maak soos 'n oase in 'n woestyn. En dat hier 'n borreling van die Heilige Gees in ons harte vanmôre sal wees. Nou, daar's 'n paar interessante dinge wat ek vir u wil wys rondom hierdie fonteinpoort wat belangrik is. En dit is altyd lekker as 'n mens hierdie dinge sien en alles kom bymekaar.
Ek is nie 'n groot bakker nie. Ek het so 2 jaar terug onthou ek het 'n koek gebak vir die bazaar. Die eerste koek wat ek in my hele lewe gebak het en tot huidiglik die laaste koek wat ek in my lewe gebak het. Maar wat vir my lekker was, ek hou altyd vir die het dop as sy koek bak en sy vat 'n eier en sy vat meel en dan meng sy die goed en dan lyk dit vir my so, hoe gaan hierdie dinge koek word? En dan begin sy om bak en dan kom dit bymekaar en dan smeer jy die icing op en dan die kersies en die versiering en dan is dit net wow. Nou broers en susters, as 'n mens na die Fonteinpoort kyk, is dit amper soos om 'n koek te bak. Hier's 'n klomp bestanddele vanmôre wat bymekaar kom en dan ewe skielik dan staan jy voor die Fonteinpoort en jy kan nie anders as wow nie. Dis amper asof jy die lekkerste koek in die lewe eet. Nou hier's 'n paar interessante dinge en kom ons noem dit bestanddele vanmôre van hierdie Fonteinpoort. Nou die eerste ding is, die Fonteinpoort is so aan die suidooste kant van Jerusalem. Hy lê so bietjie oos, maar so bietjie suid ook. Hy's nie mooi in die middel nie, maar hy lê so bietjie suidoos. Nou wat wel baie belangrik is van die Fonteinpoort, is reg langs die Fonteinpoort, as jy in Jerusalem inkom, is die Siloam-bad. Die bad van Siloam, soos ons dit algemeen ken. Nou, Siloam-bad het in Jerusalem en in die tempel 'n geweldige belangrike rol gespeel. En ons gaan nou gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Nou, deel van hierdie Siloam-bad is waar sy water vandaan gekom het. Nou, die water van die Siloam-bad kom van die Gihon-fontein af. Nou, die Gihon-fontein, sal ons ook later na kyk, is binne die stad Jerusalem geleë. Hierdie Gihon-fontein loop dan deur 'n gegrawe kanaal. Nou, broers en susters, as ek sê die kanaal is gegrawe, dan is dit in die koningtyd van koning Hiskia gedoen. Nou, dit is deur soliede klip gekap en dit is 'n klip wat dieper is of 'n kanaal wat groter is as wat ek lank is, wat deur klip gekap is. En ons gaan later kom by hierdie Hiskia kanaal. So die water vloei van die Gihon-fontein af, deur die Hiskia kanaal tot by die Kanaaldam en van die Kanaaldam af tot by die Siloam-bad. Jy hoef nou nie dit alles te onthou nie, so 'n bietjie argeologie en dan van die Siloam-bad af vloei dit weer verder uit tot by die koningstuin. En ons gaan na dit alles kyk want dis hierdie bestanddele van hierdie koek wat wanneer dit bymekaar kom, dan pop dit. Nou kom ons begin 'n bietjie kyk na hierdie Fonteinpoort. En baie besonder, kom ons kyk 'n bietjie na Siloam-bad. Nou voordat ons daarby begin, wil ek vir jou 'n vraag vra. Wat is die een ding waarna alle mense smag? As ek vir jou vanmôre moet vra, wat is die een ding wat jy die graagste in die lewe wil hê? En jy kan dalk vir my sê, "Jene Rian, ek het my oog op daardie mooi nuwe kar." Of jy kan vir my sê, "Rian, ek het my oog op daai mooi nuwe huis." Of "Rian, ek het my oog op dit," of wat ook al. Dis alles die simptoom. Wat is die een ding waarna almal van ons as mense smag, 'n begeerte na het? Wat wil ons almal wees? Almal van ons wil gelukkig wees. Dink as ons baie van ons begeertes in ons lewe moet saamvat en baie van ons begeertes moet analiseer, sal ons vir ons sê, ons het 'n soeke na geluk in ons lewe, om gelukkig te wees. Nou vir mense 2000 jaar terug, 2500 jaar terug, broers en susters, was dit nie anders nie. Deur die begin van die eeue af, het mense nog altyd gesoek na maniere om gelukkig te wees. En mense vandag nog soek geluk op baie verskillende plekke. Party soek dit in drank. Party soek dit in dwelms. Party soek dit in verhoudings. Party soek dit in wat ook al in die lewe. Maar op die einde van die dag het ons 'n smagting en 'n soeke na geluk. En die Fonteinpoort staan bekend as die poort van geluk. Die begin van die soeke na geluk. En as jy vanmôre ook 'n smagting in jou lewe het om gelukkig te wees. As jy in jou hart die begeerte het te sê, Here, ek begeer geluk, wil ek hê moet jy baie mooi let op hierdie poort vanoggend. Want dis waar geluk, ware geluk in die lewe begin. Nou kom ons begin by die Siloam-bad. Nou die Siloam-bad grens aan hierdie Fonteinpoort. Nou die Siloam-bad het 2 kategorieë van funksies gehad. Die een kategorie funksies was, kom ons sê, praktiese funksies.
En die ander kategorie was geestelike funksies. So die praktiese kategorie het die Siloam bad het twee belangrike funksies gehad. Dit was die bron van vars water in Jerusalem. So mense kon daar gaan vars water skep en dit was verskriklik belangrik wanneer die stad beleer is, wanneer vyandige magte Jerusalem omsingel het, was vars water krities belangrik. Anders het almal dood gegaan van die dors. Of anders het hulle die varswaterbronne vergiftig en dan kon die mense nie water drink nie, want hulle dood gegaan. So vars water in die stad was belangrik en Siloam bad was waar mense kon vars water kry. Die tweede ding is, dit was waar hulle daaglikse gebruikswater vandaan gekry het. Bad, klere was, skorrelgoed was, die normale funksies is by die Siloam bad gekry. Maar dan was daar twee baie belangrike geloofsfunksies wat by die Siloam bad vervul is. Die eerste ene is, pelgrims wat op reis gegaan het deur die Fonteinpoort Jerusalem binnegekom. Die rede is, 'n pelgrim moes by die Fonteinpoort inkom, homself gaan reinig by die Siloam bad en dan tempel toe gaan. Ons gaan nou by hierdie betekenis kom. So 'n pelgrim wat op pad is, wat gaan offer in die tempel, kom by hierdie Fonteinpoort in, reinig hom of haarself by die Siloam bad en dan gaan hulle na die tempel toe. Jy sal onthou, Jesus het 'n wonderwerk gedoen. Hy maak 'n blinde man wat van geboorte af blind is, maak hy gesond. En hy sê vir hom, gaan reinig jouself in die Siloam bad. So jy kom verby die Siloam bad. Die tweede belangrike funksie is tydens die hittefees. Nou die hittefees is gevier hier rondom September-Oktober maand en dit was die viering van die verlossing van God uit Egipte uit en die voorsiening van water in die woestyn. Jy kan dit op hierdie stadium nog net so in die agterkop hou. Nou ek wil hê ons moet nou na hierdie geestelike betekenisse kyk. Die eerste ene is die hittefees. Nou die hittefees is gevier, soos ek gesê het, in September-Oktober en dit het gewoonlik so 'n week lank geduur. Nou wat interessant was, is die hoofpriester het uit die tempel uitgekom aan die einde van hierdie hittefees. Het hy uit die tempel uitgekom en hy het amper soos wat ons nagmaalbeker het hy 'n goue beker gehad. En dan het hy met hierdie beker van die tempel af gekom tot by die Siloam bad. Dan het hy water uit hierdie Siloam bad uitgeskep en met hierdie beker so bo sy kop het hy dan teruggeloop tempel toe. En dan in die tempel het hy by die altaar gaan staan en dan het die hele volk voor hom gesit. En dan het hy in sy een hand hierdie water uit die Siloam bad gevat en in die ander hand 'n beker met wyn. En albei op die altaar uitgegiet. Daar's 'n baie belangrike simboliese betekenis vir dit. Die water wat hy gegiet het, is 'n simbool van die verlossing wat in Egipte plaasgevind het. Dis 'n teken van God se genade wat in die woestyn die Israeliete met hierdie water gevoed het. Die wyn was 'n teken van vreugde. Vir die Jode was wyn by feeste 'n teken van vreugde. Hulle het hulle nie te buite gegaan daaraan nie, maar die wyn was 'n teken van vreugde en dan om oor te gee aan God. Nou, hier gebeur 'n baie interessante ding. Nou, as jy die Bybel het, kan jy saam met my blaai na Johannes Evangelie toe. Johannes hoofstuk 7 vers 37. Nou sien jy self in. Verbeel jy eers die volk Israel. Jy staan voor die altaar. Die hoofpriester staan met die twee bekers in sy hand en hy's besig om met die een water te gooi en die ander een wyn. En dan ewe skielik spring iemand op. En hy sê die volgende. Johannes 7 vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. It's amazing. Broers en susters, ons as mense kan nie hierdie goed uitdink nie. Ons as mense kan nie hierdie goed opmaak nie. Hier is 'n vervulling van 'n Ou Testamentiese profesie wat gemaak gaan word, dat die Messias die lewende water sal wees. En tydens die hittefees, hier by die Fonteinpoort, staan Jesus op in die midde van die volk, terwyl die priester besig is om die water en die wyn te skink. En Jesus staan op en hy sê, ek is die lewende water.
Daai water wat jy giet, ek is die water wat die finale verlossing bring. En die Heilige Gees is die wyn. As jy vers 38 en 39 lees. Die Heilige Gees is die fontein wat in jou binneste sal kom, en daar staan duidelik in Johannes geskryf, Jesus sê dit voor die uitstorting van die Heilige Gees. Maar weet jy, waarom plof my gedagtes heeltemal? Weet jy, as dit nie genoeg is om net vir jou te laat sê, Here, hoe dink jy aan al hierdie goed vooruit 400 jaar terug, 2500 jaar terug, toe hierdie ritueel die eerste keer gevier is nie? Weet jy waar ontplof my gedagtes heeltemal? Wat is die eerste wonderwerk wat Jesus doen? Johannes 2. Die heel eerste wonderwerk, Jesus verander water in wyn. Jesus vat water en hy sê, ek is die lewende water. As jy van my drink, as jy by die fontein van my verlossing drink, en my genade, Paulus, raak vir jou genoeg, wat gebeur? Die Heilige Gees vul jou, en jou lewe word gevul met ware, ewige geluk. Dis die wyn. Want jy sien toe Jesus die water in wyn verander by die bruilof in Kana, sê hy, ek is die lewende water. As jy my in jou huwelik innooi, as jy my in jou lewe innooi, sal jy nie 'n gewone lewe en 'n huwelik hê nie, sal jy 'n geesvervulde lewe hê. Dis wat die fonteinpoort beteken. En dis hoekom ek jou wil nooi vanmôre by hierdie poort in. Want Jesus is die lewende water. Maar jy sien, dan is daar 'n tweede ritueel wat plaasvind. Die eerste ene is, jy word ingenooi om deel te wees van hierdie simbool van die water en die wyn, en dan sê Jesus, maar ek is die lewende water. En dan gebeur 'n tweede interessante ding. En dit was die pelgrims wat deurgekom het. Nou die pelgrims het deurgekom deur die fonteinpoort. En dan het hulle na die Siloam-bad toe gegaan en hulle self gaan reinig in die Siloam-bad. Maar hier's die interessante ding. As jy 'n reisiger is wat op pad is Jerusalem toe en jy is op pad na die fonteinpoort toe, die eerste ding wat jy sien is nie die fonteinpoort nie. Die eerste ding wat jy sien is die Vullispoort. Want die Vullispoort sit net onder die fonteinpoort, en daar's 'n baie belangrike rede daarvoor. Jy sien, die Vullispoort in Jerusalem het nie 'n ingang gehad nie, hy het net 'n uitgang gehad. Dit was 'n poort wat net uitgelei het. Die rede was, en ons het dit in die weke doen, meneer Richie het dit mooi verduidelik, dit was die vullis wat in die stad bymekaar gemaak is elke aand by daardie poort uitgebring. Die vullis, die riool, is by die Vullispoort uitgebring en op 'n ashoop gegooi. Dit is ook waar die melaatses en die uitgeworpenes geleef het, is op die ashoop. So as jy 'n reisiger was op pad na Jerusalem toe, 'n pelgrim, het jy letterlik verby die ashoope van Jerusalem geloop, op pad na die fonteinpoort toe. En hier's 'n belangrike geloofsmoment in jou lewe. Die vraag is, hoeveel gemors is daar nog in jou lewe? Hoeveel vullis maak jy nog in jou hart bymekaar? Ek wil amper sê, in watter gutter bevind jou gedagtes hulle? Want jy sien, die hele doel van die fonteinpoort is om jou te reinig van hierdie vullishope waardeur jy stap. Die hele idee is dat jy deur die vullishope gaan, maar dat jy by jouself begin dink as pelgrim, want 'n pelgrimstog is 'n reis waar jy ondersoek in jouself doen, is dat jy deur hierdie poort kan gaan en vra, Here, waarvan moet ek my reinig? Dalk my jaloesie, dalk my onvergewensgesindheid, dalk my vuil mond, dalk my pornografieverslawing, dalk my drankverslawing, wat dit ook al mag wees, is as jy deur hierdie ashope loop en jy sien die vullispoort, moet jy aan jouself begin dink en vra, Here, watter vullis het ek nog in my lewe? En jy sien, dan is jy reg om deur die fonteinpoort te gaan en jouself te gaan reinig by die Siloam-bad in die bloed van Jesus Christus, die fontein van ware lewe. Want jy sien, broers en susters, een ding wat ons geleer word en wat ek al hoe meer bekommerd raak oor my lewe, is mense wat sê, weet jy,
Jy hoef net Jesus te ken. Dis waar. Jy word gered deur 'n geloof alleen. Daar's geen dade by jou verlossing betrokke nie. En ek sê dit kategoriaal, broers en susters, dat u my nie verkeerd verstaan vanmôre nie. Jy word gered deur geloof in Jesus Christus as jou verlosser alleen, die oomblik wanneer hy in jou hart innooi. Maar ons vertel vir mense, dis al wat jy hoef te doen, en dan kan jy aangaan met jou lewe soos jy wil. Broers en susters, die hart van vergifnis is ek raak bewus van my sonde. Ek bely my sonde, ek bekeer my van my sonde, ek reinig my van my sonde, en ek dank die Here vir my verlossing. Want jy sien die oomblik, wanneer 'n reisiger, wanneer 'n pelgrim homself in die Siloam-bad gereinig het, moet hy 'n danklied sing van daar af tot by die tempel. Die pelgrimsliedere is verby. Jy sing 'n pelgrimslied tot jy jouself gereinig het in die Siloam-bad, dan sing jy dankliedere tot by die tempel. Of jy lees die wet. So broers en susters, ons as gelowiges moet ons geloofsreis baie ernstiger begin opneem. Ons moet ons bewus, bekeer, bely, reinig en dank baie ernstiger neem, want dit is waaroor die Fonteinpoort gaan. Ons gaan kort aan na twee ander belangrike aspekte. Nou die water wat die Siloam-bad voed, is uit die Gihonfontein uit. Nou die Gihonfontein, broers en susters, is binne die stadsmure. En die rede is dat vyhandige soldate en magte hom nie kan vergiftig nie. Nou dit is die water waar die Siloam-bad vandaan kom. Nou wat interessant is, in 1880 het hulle opgrawings gedoen. En in 1880 kry hulle toe, ek het nou vir u gesê dat van die Gihonfontein af tot by die Siloam-bad is die Hiskia-kanaal. Nou wat interessant is aan die Siloam-kant kry hulle toe 'n inskripsie in 1880. Nou die Hiskia-kanaal is in 701 voor Christus gebou. Nou jy kan nou self die som gaan doen, my wiskunde is nou te swak. Maar dis hoeveel jaar verby is. In 701 voor Christus bou koning Hiskia hierdie kanaal. Die Assiriërs bedreig die stad Jerusalem en hy bou die kanaal sodat daar veilige water is. En hulle kry toe aan die Siloam-kant, kry hulle toe 'n inskripsie. Ek kan nie glo nie, en dis 'n ongelooflike ingenieurs ding wat bereik is. Dis die eerste tonnel in die geskiedenis waarvan ons weet wat van albei kante af gegrawe is. Deur soliede klip. Die Hiskia-kanaal. Nou as ons vandag tonnels grawe, broers en susters, is dit GPS-koördinate en dis ingenieursgrafika en 'n klomp goed wat gebeur en dan begin hulle en ons het al gekry wat hulle die twee tonnels nie bymekaar kom nie. Maar die Hiskia-tonnel word van hierdie kant af van die Siloam-bad af en van die Gihonvallei af, 'n fontein af word hy gegrawe en hulle kom perfek bymekaar. Soveel so dat ons nie eers geweet het daar's 'n naad tussen die twee tot hulle die inskripsie gekry het nie. Dis net interessant. Maar wat interessant is van die Gihonfontein, hulle noem hom 'n stil vloeiende fontein. Bedoelende, hy is nie so aggressief soos 'n rivier nie. Dis 'n stil vloeiende fontein wat sy water stil vervoer tot by die Siloam-bad. Dis belangrik. Die tweede ding is hy standhoudend. Winter, somer, droogte, nat, die Gihonfontein is altyd standhoudend. Mense het hom besoek en dan het hulle twee goed vir hulle self gesê. 1, dit herinner my aan die konstantheid van God se voorsiening in my lewe. 2, die stille werking van God en die Heilige Gees in my hart. Sien, hierdie twee loop hand aan hand. Ons dink altyd om die Here se werk in my lewe te sien, moet dit hierdie een wonderwerk op die volgende wonderwerk wees. Vir 'n reisiger, 'n pelgrim, het hy by die Gihonfontein gaan staan en homself herinner aan die klein genadetjies, die stille werking van God in my lewe. 'n Oproep van 'n vriend of 'n vriendin wanneer ek die nodigste het, sonder om hulle te sê. Daardie oomblik wanneer dit vir my voel, ek staan op die einde van my lewe, ek kan nie meer nie, en die Here gryp in op 'n onvoorwaardelike of 'n onbeskryfbare manier. Die stille werking van God. Dit is wat die Gihonfontein beteken. Maar broers en susters, dan vloei hy, die Gihonfontein, deur die Siloam-bad tot by die Koningstuin. En hier wil ek afsluit vanmôre.
Die koningstuin in Jerusalem was in die koninklike gronde 'n pragtige lushof gewees van 'n tuin. My ouma het altyd hierdie woord lushof gebruik en ek het nooit geweet wat dit beteken nie. Tot sy het my gesê, jy sê dit wanneer 'n tuin mooi is. Nou, dit was 'n lushof. Nou broers en susters, daar was 'n rede voor. Dit was 'n simbool van die tuin van Eden. Dit was die vervulling van 'n profesie wat Esegiel sien. En ek gaan dit vir julle lees. Esegiel sien die volgende. Esegiel 47 vers 9. Hy sê, hy praat van die stroom uit die Gihonfontein uit. Hy sê, waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop van daar af na die dooie see toe en sal die dooie see vars maak. Broers en susters, ek weet nie wie van julle was al by die dooie see nie, niks groei langs die dooie see nie. Hier sien hy die water uit die Gihonfontein simbolies vloei, die water, die bloed van Jesus Christus, wat vloei en ons skoon was by die Siloam bad, en dan ons lewens verander in 'n nuwe tuin van Eden, 'n nuwe verhouding met God. Dit word vervul die dag toe Jesus aan die kruis hang en sê, my God, waarom het U my verlaat? En hy uitroep tetelestai, dit is volbring, en die voorhangsel skeer van bo na onder, en God sê, nou wandel ek saam met jou weer, soos in die tuin van Eden. Broers en susters, as 'n mens al hierdie goed, en dit voel vandag vir my, hierdie koek is te ryk om te eet. Ek weet nie wie van julle het al ooit so koek geëet in die lewe nie. Baie vir jou is sny en sê, dis so lekker, en as jy daar klaar is, dan voel jy, hierdie koek was vir my te ryk, en dit is so het voel as ek oor die Fonteinpoort dink. Die Fonteinpoort is die begin van geluk in jou lewe. Want geluk begin by die genade van God. Dit begin by die lewende fontein, Jesus Christus, waar jy die lewenswater gaan skep. Wanneer dit uitgegiet word in jou lewe, kom die Heilige Gees en bring die geluk van God in ons harte in, wat nie geblus kan word nie. En dan sluit ek af. Van al die poorte, is dit die enigste poort wat 'n dak oor gehad het. Jy kan dit gaan lees. Toe hulle hierdie poort herbou het, staan daar baie pertinent, die dak is opgesit. Enigste poort met 'n dak. Die rede is oor die fontein. Want jy sien, hierdie fontein moes ten alle koste beskerm word. Want as hierdie fontein dalk sou vrot word of as sou vrot goed inval, dan het dit die drinkwater en die lewe van die stad bedreig. So moet jy die dak bou oor die fontein van Christus in jou lewe. Wanneer hierdie fonteinswater jou skoon gewas het, wanneer die bloed van Christus jou skoon gewas het, moenie toelaat dat die gemors van die vullishoop weer in jou hart inkom nie. Net soos die Fonteinpoort die dak oor die Gihonfontein gebou het, bou dit oor die verlossingswater van Christus wat in jou hart borrel. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons in hierdie week verby die verskillende poorte kon stap en by hulle kon ingaan. Maar Here, ons is pelgrims in hierdie lewe. Ons is pelgrims, Here, wat op reis is. En ek wil vra dat U ons almal wat vanmôre hier is, deur die oospoort van Jerusalem sal, deur die Fonteinpoort in Jerusalem sal vat. Here, dat U ons by die Siloam bad sal bring, waar ons die water in die wyn sien, en Jesus dink aan hoe U water in wyn verander, hoe U die gewone bonatuurlik maak, deur die inwoning van die Heilige Gees, en die vreugde in ons lewe inbring en herstel. Mag ons as pelgrims aandoen by die Siloam bad in ons lewens reinig vanmôre van al die vullis wat in ons harte en in ons gedagtes leef. Here, mag ons vanmôre water skep uit hierdie fontein uit. En Jesus, hierdie fontein is U.
En dan mag ons dit beskerm met alles wat in ons is. Jesus, Heilige Gees, wanneer U ons harte oorneem, mag ons asseblief 'n dak bou bo oor U fontein wat in ons borrel. Dat ons dit sal veilig hou, sal bewaar en sal koester. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 421. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Kom ons sluit af lied 421 vers 1, 2 en 3. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.